Goeiedag en baie welkom. Ons praat oor kyk en kyk weer. Het jy geweet, daar is 'n ou legende wat sê sekere deure gaan net oop wanneer die siel stil word en begin te sing. Daar is eintlik 'n storie, 'n legende wat hierdie vertel en ek gaan dit nou oor vertel. Daar was 'n lank terug in 'n dorpie 'n berg met 'n rotswand. En in hierdie rotswand by die dorpie was daar 'n pragtige deur in die muur gekerf. Maar almal wat in die dorpie gewoon het, niemand van hulle kan ooit onthou dat daardie deur ooit oop was en dat enige iemand weet wat agter die deur is nie. En die legende sê dat sommige het gesê nee, dis 'n vals deur. Daar's nie regtig 'n deur nie, dis net 'n kerfstuk. Ander het geglo dit is 'n deur en dit bewaar geheime, militêre geheime en dat dit iets vreesliks is. Ander het gesê nee, dit is 'n groot skat wat agter die deur gebeere is en dit deur vorige generasies geplaas vir die erfgename. In elk geval, een oggend gaan 'n jong meisie uit om hout bymekaar te maak vir vuur. En sy loop singend by die deur verby. En skielik is daar 'n gekraak en 'n klank en 'n beweging en die deur gaan stadig oop in 'n stofwolk. En hier ontdek hulle dat die sleutel tot die deur nie 'n slot met 'n sleutel is nie. Daar's nie 'n fisiese sleutel nie, maar die slot werk op klankvibrasies. Dit reageer nie op geweld of gehamer of met een of ander tegniek nie. Dit reageer net op die regte note, die regte vibrasies wat hierdie deur oopmaak. Nou hierdie legende laat my dink aan die Christenlewe. Christenlewe is soort van dieselfde. Daar is deure wat net oopgaan wanneer ons begin stil word en sy lof besing. Daar is kerktaal wat dit noem die kontemplatiewe lewe. Dis wanneer die innerlike lied van die siel begin sing. Daar is sekere deure wat oopgaan in hierdie wêreld wanneer jou siel begin sing. En ons het eintlik 'n voorbeeld daarvan in die Nuwe Testament. Daar is 2 disippels, Paulus en Silas. En hulle het gepreek en hulle werk gedoen en toe word hulle gearresteer deur die owerhede. En hulle word in die tronk gesit. En dit het eintlik sleg gegaan met hulle. Kyk, wanneer 'n mens in die tronk is, dis nie die beste plek om te wees nie. Dit is die slegste plek om te wees. En hier sit hierdie 2 disippels in die tronk. Wat doen hulle? Hulle bestraf nie die duiwel nie. Hulle beroep hulle nie op die skrif nie. Hulle roep nie hard na die Here om hulp nie. Hulle maak nie planne om die tronk af te breek of te ontsnap nie. Wat doen hulle? Hulle word stil. Hulle word kontemplatief. En hulle begin saggies sing, lofsange. En skielik gaan die tronk se deure oop. Kom ons lees dit in Handelinge 16 vers 25. Teen middernag het Paulus en Silas tot God begin bid. Hulle het ook lofliedere tot sy eer gesing. Die ander gevangenes was verstom hieroor. Doodstil het hulle almal na Paulus en Silas geluister. Toe, uit die bloute het 'n groot aardbewing die tronk geruk. Dit was so erg dat die seldeure oopgegaan het en die boeye van al die gevangenes afgeval het. Sien, sekere deure gaan slegs oop as die siel stil word en God begin soek. En nie die jaar wat verby is. Hoeveel maal het jy gedruk om deure oop te kry? Hoeveel maal het jy met geweld probeer, met taal probeer, met mag probeer?
Hoeveel mal het jy 'n strategie probeer ontwikkel? Hoeveel mal het jy gebed probeer gebruik om 'n deur oop te kry, God in te bring? Soms vas ons, soms bid ons, soms vra ons ander mense om te help, want ons leef in 'n kultuur wat mense druk om 'n plan te maak. Christus gee ons 'n uitnodiging om by hom te kom rus, om hom te vertrou, om te ontspan in sy teenwoordigheid, om te kom aanbid wanneer dit nie sin maak nie, om te kom lofsang sing terwyl jy 'n gevangene is van omstandighede. Daar is dinge wat ons gevange hou in hierdie wêreld, gewoontes, omstandighede, vrees, angs, sonde. Maar sekere deure gaan oop wanneer jou siel stil word en begin sing. As jy naby aan hom kom. Ek wil jou nooi om stil te word te midde van jou omstandighede. Miskien het jy 'n rowwe jaar gehad. Miskien was daar baie geraas. Miskien moet jy net stil word en God vertrou om die deure oop te maak. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons aan die einde van die jaar ons hand in die hand kan sit en stil word en weet U is naby en U kan vertrou. Amen.